kulturele geesdrif, verkeerde besluit en misverstande. Ons gas vandag is Dr. Manie Opperman. Hy's 'n kulturele antropoloog, maar hy was ook betrokke by swart onderwys. Manie, welkom. Baie dankie vir die uitnodiging. Ek waardeer dit. In terme van my agtergrond, die aantal jare wat ek nou geleef het en dit wat ek gesien het ek baie keer gesien, dit is op grond van misverstande wat van baie mense se verkeerde besluite wat hulle neem. Nou vra mense jouself af, hoe het ons tot hierdie stadium in ons geskiedenis gekom, waar mense nou reguit vir ons sê, en ook vir ons 'n liedjie sing van kill the farmer, kill the boer, en wat kan ons daaromtrent doen? Nou in my vakgebied as antropoloog, en ek het verskeie terreine bestudeer wat ons later moontlik sal bespreek, en dit is die kulturele antropologie, en argeologie is 'n deel daarvan. So ek is eintlik 'n kulturele antropoloog. Nou een van die aspekte van kulturele antropologie is die tyddiepte waarin hulle na kulture kyk. En dis nou interessant, 'n vriend van my, ook 'n kulturele antropoloog, het eendag vir my gesê, jy moet nie verbaas wees as kulturele antropologie deur sosiale antropologie vervang gaan word nie. Omdat sosiale antropologie het nie 'n tyddiepte nie, hy het net 'n vlak huidige vergelyking van groepspersoonlikhede. Terwyl die kulturele antropologie in die verlede ingaan terugkyk. So byvoorbeeld, as die swartes nou sekere opinies uiter dat ons hulle kultuur as gevolg van ras baie beklemtoon, kyk hulle nie na die tyddiepte van hoe die kultuursisteme, hulle eie kultuursisteme 'n paar, sê so 30, 40, selfs 50 jaar gelede gelyk het nie. En hoe ons met hulle sin dan vergelyk. 'n Ander aspek wat ek ook na kyk is kulturele geesdrif, jou kulturele energie, wat baie belangrik ook is. En dan ook 'n aspek akkulturasie. Akkulturasie is hoe 'n kultuur verander as hy deur 'n ander kultuur oorheers word. In Suid-Afrika het ons dit nou al baie keer gesien. Ons het die blanke kultuur, die westerse kultuur, en dan het ons die Bantu kulture. Nou die Bantu kulture is nie net swart nie. Dit is in die swart ras is daar 'n hele klompie kulture. Onder andere die Zulu, die Xhosa, die Tswana, het almal 'n eie groepspersoonlikhede. So mens moet net anders daarna kyk. As ons kyk nou, wat is belangrik omtrent akkulturasie? 'n Baie belangrike is taal. Nou, hoe taal verander? En as 'n groep of 'n bevolking sy taal verander, het hy baie probleme. Hy verander sekere van sy maniere waarop hy goed dink. Een ding wat hy verander sy groepsdinamika, waarmee hy besluite neem. Hy is nie meer dieselfde groep nou, hy het die taal oorgeneem, maar die manier waarop hy goed uitvoer, is nie met dieselfde geesdrif as die persoon wat daai taal vir hom aangeleer het nie. So ons vind dat in Suid-Afrika, waar die Bantu die Engelse taal oorgeneem het, en hy beoefen dit, hy leer dit by skool, hy weier om iets anders te, hy het sy eie taal baie verwaarloos, met die gevolg is, hy die taal oorgeneem, en alhoewel hulle sommige van dit baie goed praat, is sy kulturele energie nie die een van die oorspronklike gebruiker, die oorspronklike Engelse persoon nie. So die Bantu het nie die Engelsman se kulturele geesdrif en vermoë nie. Hy het net sy taal, en tussentyd het hy ook nog sy ou gewoontes ook. So ons vind dat hulle dikwels, hulle skole, al die goed het hulle geleer, en ek het ook 'n vakgebied, naturele administrasie gehad, en dit is ook 'n akkulturasie effek,
wat ons vir die swartes geleer het. En toe ek begin het met swart onderwys, wat ek later oor sal praat, toe het ek ook gesien dat ons leer hulle die taal, maar eintlik wil hulle Engels wees, maar nie of in Engels of Afrikaans het hy enigstens die oorspronklike taalgebruikers se vermoë of energie nie. En dit is 'n ding wat mense nou in Suid-Afrika, baie van ons wit mense weet dit ook nie. Ons dink self as ons Engels baie praat en ons doen dit goed, het ons dieselfde geesdrif, dieselfde energie as wat die oorspronklike spreker het, maar dit is nie so nie. Dis waaroor daar so beklemtoon word, mens moet in die skole, moet jy jou eie taal moet jy hê. Jou moedertaal onderwys, ja. Jou eie moedertaal. Ja. My eie kultuur wat ek het, kom uit Europa uit. Ek praat Afrikaans, maar Afrikaans is so naby aan Hollands. 'n Klein dogter van my is op die oomblik by my en sy praat Hollands, maar ons verstaan mekaar 100%. Met ander woorde, ons het die Hollandse kultuur het ons gehou. Ja, en die taal gehou. So ons kon daai kulturele geesdrif was steeds by ons gewees, die hele tyd. En 'n mens kan dit, eintlik kan ek dit bewys as ek teruggaan en kyk na my voorvaders. Toe my voorvaders het as deel van die Hollands-Oos-Indiese Kompanie, vroeg in die 1700s, die oppermans en die dievenagers, op my pa en ma se kant, het hulle toe uit Holland in Suid-Afrika aangekom. En hulle daar as vryburgers toe gewoon, en toe het hulle opbeweeg saam met die groot trek tot in die Transvaal, die Wes-Transvaal. En toe het hulle daarvandaan was betrokke by die Boereoorlog en ook toe die gevolge van die Boereoorlog. Daar my een ouma het 'n baie mooi geslagregister geteken. En alhoewel ek weet dat heelwat van ons mense, byvoorbeeld my eie direkte voorvaders, het nie vreeslike goeie skoolopleiding gehad nie. Hulle was net, ek dink staan dit 5 of 6 of staan dit 1, ek weet nie presies nie, maar hulle kon baie mooi skryf. En ek skryf dit aan een aspek, 'n geloofsaspek, 'n Bybel, die bestuuring wat ons voorvaders in geglo het. En dit is een nadeel ook van ons huidige swart bevolking, alhoewel hulle die Christendom ken, beoefen hulle nog steeds hulle oorspronklike voorvader benadering. So in ons lewens, in my eie persoonlike lewe, is baie van dit wat met my gebeur het, kan ek sê dit was die bestuuring van 'n hoër hand wat met my gewees het. En aan die einde van my lewe nou, wil ek sê, ek is nie dood nie, maar ek is daar oor die 80 jaar. En dit wat ek gesien het, kan ek oral sien, die hoër hand was met ons gewees. En dan as ek nou weer net na my voorvaders gaan kyk, my pa en ma, dat my pa, hy was nog steeds in die Ossewa tydperk, wat hy gewees het. My ma was 'n bietjie in Johannesburg groot geword, sy is ook die eerste geslag. En my pa self het, as 'n jong man het ek 'n foto van hom waar hy op die Ossewa staan vir 10 jaar ouderdom. En dan toe hier in bietjie later in Potgietersrus gewees, saam met sy pa, sy ma. En toe in 1930 na Johannesburg toe gegaan. En toe het hy maar staan het 5 sertifikaat gehad, staan het 6, wat ek gesien het. En hy is fisies baie sterk gewees, hy by die SAPS, spoorwegpolisie, het hy aangesluit as 'n konstabel. En hy toe het hy my ma daar ontmoet, en blykbaar was hulle baie verlief. Ek het mooi foto's van hulle wat wys, wat vir my opval is, alhoewel hulle nie hooggeskoold was nie, hoe mooi hulle aangetrek was. Hulle was Christene, hulle het die Bybel gelees, en al die goed. My oupa, onthou ek het in die oggende, het hulle 4 uur opgestaan, het hulle godsdienst gehou. Hy was in die Boereoorlog, was hy gewond gewees, hy was deel van Delaray se kommando. En by Rooiwal, in 'n groot geveg waar hulle baie manne verloor het, was hy gewond gewees. Dit is nou jou oupa, is dit reg? My oupa, ja. Ja. My oupa, ja. Hy was daar gewond gewees. En dit het hom beïnvloed. My ouma ook, hulle was nie lief vir die Engelse nie.
En mens verstaan dit nie, my ouma was weer in die konsentrasiekamp gewees. Was so baie, sy het dit oorleef. Hulle is na daardie boereoorlog is hulle getroud en toe hulle het self was gelukkig gewees. Ek dink hulle het 8 kinders gehad. Klomp seuns en 3 dogters. En die het almal goed gevorder in die lewe. En nou my pa nou self en my ma was uit daai geslag uit. So en ek is beïnvloed deur hulle. Ek moet dit regtig erken. My ouma het my mooi vertel hoe dit gegaan het op die plaas. Ek het daai hulle 'n hele rukkie gebly. Toe was ek hier so nog net voor ek in skool was, maar kon mooi verstaan. Toe sy my vertel hoe die perdepote as hulle na die huis aan toe kom, hoe sy geluister het vir hulle. En my oupa het vir my vertel hoe hy gewys hoe illustreer hy gestaan het, hoe skiet hy met die geweer. Dit is nog in die oorlog, maar ek het nie mooi dit onthou die veldslae goed nie, maar ons is almal deur hulle beïnvloed. Die skoollasties was hulle nie so goed nie, maar die vermoë was daar. My pa het byvoorbeeld in standaard 6 met hy skool verlaat, maar toe hy die spoorwegpolisie ingaan, hy het later by die spoorwegpolisie, toe het hy afsonderlik sy matriek gemaak, deur korrespondensie, daar was die fasiliteit toe, en hy het eintlik 8 vakke toe gehad, regsvakke ook, baie goed, behalwe nou sy polisie-eksamens. Maar die polisie, hier met die begin van die oorlog, hy en my ma was net getroud gewees, en toe ek gebore is, toe moes hy hulle as gevolg, omdat hy in die polisie was, moes hy oorlog toe gaan. En hy wou dit nie doen nie, en ek het in hulle kas het ek nou eendag 2 kaartjies gekry wat sê Ossewa brandwag. En dit was nie die regte wat jou voorgeslag aankom om bevorder te word in die lewe nie. So hy toe gaan tramdrywer geword en na die oorlog toe het hy weer teruggegaan in die polisie. En toe is hy nou 'n hele paar jaar agter gewees. Hy sê my manne wat oorlog toe was, het toe bevorder gewees. Maar dit was 'n groot voordeel vir ons omdat hy toe in 'n baie stabiele werkomgewing toe was. Baie voordele gehad, mediese voordele. Ons kon vrypas hê om oral vir 'n maand 'n jaar kon ons gaan rondry. Ons het baie plekke besoek, Rhodesia daai tyd. Toe was hy nog baie onbeskaafd gewees en ook medies was baie goed gewees. En dan het hulle ook ons kon my ouers 'n huis koop in Melville, Johannesburg. En dit is nou 'n goeie plek, dit is waar ek ook sou begin skool gaan het. En dit is langs 'n Engelse skool gewees. En dit was hier in 1947. Wat in Melville, en ek was nog Auckland Park Laerskool. Auckland Park Laerskool is 'n ou bekende skool. My ma was ook daar in die skool gewees, hier in 1920s. En ek het 'n foto van haar gekry waar sy in die skool in is. En toe is ek nou hier op 7-jarige ouderdom. Ek het 'n foto van myself waar ek in volksspele klere staan met 'n groep. Toe het hulle wel begin volksspele weer in graad 1. Ons het onderrig gekry. Ons het elke oggend vroeg as ons by skool aankom, het ons in parade gestaan, die binneplein, en dan is daar vir ons godsdiens gehou. Ons het ook Bybelonderrig as deel van ons vakke gehad. Ons het ook geskiedenis gehad. Ons het van die oudstryders het gekom en hulle het vir ons kon vertel van hulle boereoorlog ondervinding. Ek onthou een baie goed van ons. Hulle het so 'n hele ry voor ons gesit, want dit was in 1950 wat hulle daar gesit het. En het vir ons hierdie foto's gewys. En die een is, onthou ek baie goed, van 3 van hulle. Die een staan met 'n geweer in sy hand, die ander een kniel en die ander een lê. En hulle die kommandolid wat met staan, sê, hy was toe daar gewees. Hy sê, dis hy wat daar staan. En dit vertel hy ons, hulle het net na die tyd, het hulle daar waar die treinspore is, het hulle dit opgeblaas. So dis die tipe mense wat ons toe gehad het. Ons het ook in die verkiesing van 1948 was ons ook baie bewus van die waarde daarvan. Omrede voor daardie verkiesing
was ons baie van die Engelse invloed. As ons beeskoop toe gaan, dan het hulle God Save the King gespeel. Ons kon nie witbrood hê nie. En aardig genoeg, vandag weet ons breinbrood is beter as witbrood. Maar toe het ons die brood gesif en dan moet ons uitkyk vir die polisie, ons kinders. Was dit 'n misdaad geweest om meel te sif? Wel, blykbaar was dit, want ek onthou ons moes uit gaan staan buite en dan staan ons en kyk vir die polisie. Dalk was hulle net bang geweest. Nou, toe nog. 'n ander ding van die gevoel tussen Engels en Afrikaner. Ek was net in Oknopark Laerskool, toe kom ek huis toe. Toe loop ek by die Engels, ons is langs die Engelse skool toe, op die speelgrond speel die kinders so in 'n ring wat loop en sing. Afrikaner vrot banana. En dit het my nou baie geïrriteer, daai ding. En jare later het ek met 'n vriend van my wat uit Durban uitkom gesê, toe sê nee, maar hulle het dit ook in Durban gesing. Dis met ander woorde so 'n soort van 'n neerhalende lied wat hulle gesing het. Nee, ek weet ook van die gesprekke, omdat ons nou net by die nasionale party oorgang. Die meerwaardigheid, dit is akkulturasie, né? Die Engelse kon ons nie akkultureer nie. Hulle kon nie ons taal weg, dit van ons mense wel, maar hy kon nie Afrikaans, hulle best probeer om Afrikaans weg te vat. Die skole en goed. Maar na 48 toe is dit nou verby. Ons het eintlik toe net in verband met hierdie dinge, ek het terug skool toe gegaan en ons het die volgende dag 'n klomp seentjies. Dan ons is nou hier by graad 2 en 2, het ons na Engelse skool toe gegaan, toe het ons gewag vir die kinders. En hulle het agtergekom, toe het hulle nooit uitgekom nie. Toe sang hulle nou nie weer nie. Hulle het nooit weer gesing nie. Nou ja, toe nou klein boereoorlog, né? Ons klein boereoorlog daai tyd gewees. Maar 1948 was toe so 'n groot oorwinning en ek onthou ook ons het 'n groot vleer was in ons omgewing met die naam Ros op. Hy was blykbaar kandidaat in daai omgewing. O, dit was sy manier van adverteer. Ja, hy adverteer. En ek en Ronnie Pinaar, hy is nou 'n klein Engelsman. Nou het ons met mekaar gepraat, maar hy is eintlik Afrikaans, maar sy ma het hom in 'n Engelse skool gesit. Toe het ons nou gepraat, maar ons het nie hierdie United Party en National Party mooi verstaan nie. Nou toe dink ons nou United Party is die Engels van National Party. So, maar ons het 'n groot verandering gewees daai en dan ook die Voortrekker Monument. Dit is in 1949 waar die Voortrekker Monument geopen is. Baie groot gebeurtenis. Saam met my ouers het ons toe gegaan. En ons daai dag, net die dag daarna, het ons toe gegaan. Ons het dit oor die radio gevolg. Ek kan ook net sê, ek het in my lewe 'n geweldige belangstelling in geskiedenis gekry. En ek het plakboeke gemaak. Ek het hierdie groot dik plakboeke wat nog hier by my is. Dit lê op die kas hier agter my. En reeds in daai ouderdom. En dit was alles vol nasionalistiese of Afrikaner herinneringe en goed. Die groot trek, die boereoorlog, baie boere het nog gelewe. En ek sê, dit is wat ons nou, wat ek bedoel met kulturele energie en die kulturele dinamiek wat ons het, wat ons mense het dit gehad in daai tyd en hulle het net hierdie verkiesingsoorwinning nodig gehad om hulle ook in die regering in 'n posisie te plaas waarin hulle dit kon implementeer. En dit ook deeglik gedoen en ons onderwysstelsel het dit aanhoudend gereflekteer. Die wys en die onderwysers was ook het ons aanhoudend aangespreek daaroor. Kyk op dit is ander soort skole daai gewees. Nou ons het pak gekry. Ja, ons het in die kantoorpak gekry, ons het in die klaskamer pak gekry, ek het by die huis pak gekry. En dit is 'n ander invloed wat dit op jou gehad het. Was dit 'n goeie ding of nie? Dit het my nie kwaad gedoen nie, maar ek het nie gehou daarvan nie. My ma het ons nooit geslaan en my pa het ons pak gegee. My ma het ons, ek net sê, my ma het 'n geweldige invloed op my lewe gehad en op ander seuns se lewens. Want daai tyd was die ma nie eintlik baie werk gehad. My ma was 'n kleremaakster, maar dit was by die huis.
dan het sy vir ons, sy het my geleer lees en leer skryf. Voordat ek in die skool kom, kon ek al twee van daai goed reeds doen. So die ma het 'n baie groot rol gespeel en om ons kinders te, en dit is ook moeilik vir die ma's gewees, byvoorbeeld by my ma self, wat haar man wat nou in die spoorwegpolisie is, dan moes hy vir lang tye weggaan. Hy het onder andere vir 2 maande moes weggaan toe die Britse Koningshuis in 1947 in Suid-Afrika getoer het. Toe was hy deel van die groep wat hulle saam met hulle beweeg het, hulle beveilig het, en erewagte gewees het. En toe was daar onder andere, 'n treinongeluk en die klomp waans het omgeval, maar hy het dit gelukkig oorleef, maar daar is ander manne wat ernstig seer gekry het. En 'n ander aspek van my pa, sal ek sê, hy het ons nou anders te geleer. Hy het ons nie leer lees en skryf nie, maar hy het ons ander goed geleer. Hy het onder andere, was hy 'n goeie sportman. Voor die tyd, hy het geboks en gestoei en hy het ook gewigte opgetel. En hy het vir ons daai diere op my laerskool al het hy 'n paar bokshandskoene vir ons gekoop, vir my en my boeties. En ek het die bokshandskoene nog hier en het my baie gehelp, want hy ons geweet en dan het hy ook vir ons geleer stoei. En dis nogal, kyk, ek was self bietjie liggewig altyd. En altyd ouer seuns wat jou wil boelie. En dan help dit baie as jy weet wat om te doen. Die tegnieke bietjie ken. Dr. Mani, een ding wat ek graag wil weet is om die tydlyne bietjie vas te stel. Watter is u geboortejaar? 1940. Goed, met ander woorde hier net na die oorlog 1947 was hy 'n jong skoolkind gewees. Dit is positief. Goed, en wat ek nou graag wil weet is watter invloede het kultureel op die ingewerk op daai stadium, deur die kinderjare? Ek moet sê baie, omdat deur my familie, dis my oupa, ouma, ooms en tannies, neefs en niggies, alhoewel dit en die onderwysers, alhoewel mense hulle dit nie verstaan het nie. Vandag met my kennis van antropologie, kulturele antropologie, verstaan ek, hulle het kultuur gelewe. Hulle het nie nodig gehad om dit te verstaan nie. Was dit 'n soort, kom ons sê nou maar hooghartige gevoel? Was daar 'n gevoel van meer as die Engelse of teenoor wie ook al? Nee, ek sê meer hooghartig nie, eintlik vies. Nou, want ons het voel ons is benadeel, het ons daai tyd gevoel dat die Engelse het vir ons baie benadeel, want ons het bewus gewees van die groot skade wat gedurende die oorlog gekom het. En dan ook het ons baie van ons gedink, die konsentrasiekamp was doelbewus gewees om die oorlog te beëindig, maar ten koste van baie lewens, want die mense die Engelse was baie geleerd, hulle was dinamies, hulle het 'n dinamiese kultuur beoefen, en hulle het geweet wat hulle doen. Jou gevoel van kultuur, of kom ons sê probleme ten opsigte van kultuur, was dit grootliks teenoor die Engelse in daai dae? Nee, dit was nie teenoor die Engelse nie, dit was ook teenoor die Bantu bevolking. Eintlik het ons, die Bantu bevolking, was ook ons, die akkulturasieproses het van ons kant af gekom. Ons het hulle geakkultureer. Maar ons eie mense het nie, dit was nie omgekeerd nie. Min van ons mense kon swart taal praat. Behalwe net op 'n gewone bevelsvlak. Dit was vir my ook die geval gewees. Jy kan nie gevoelsgoed met hulle bespreek en so net, dis doen dit, bring dit, waar bly jy, hoekom doen jy dit, al daai goed. Ek onthou nou nog al daai terme. Dit was nie werklik kommunikasie nie. Eintlik sal ek sê van hulle kant af was hulle tot 'n mate meer waardig, want hulle het ons beter verstaan as wat ons hulle verstaan het. So dink ek vandag. En dan ook hulle as gevolg van hulle het ook 'n eie
geesteslewe, offerandes, al daai goed wat hulle deur die tyd beoefen het, wat hulle vandag nog beoefen, van ons ministers beoefen dit. Glo nog in voorvadergeeste. Ons self het, was ook godsdienstig, kinderkrans, sondagskool, Bybel lees, al daai goed het ons beoefen. Ons is definitief gevoel in daai tyd, die gevaar van assimilasie, daar was nie so gevaar nie, maar wat ons het ook gevind met die groot aantal mense wat Suid-Afrika verlaat. Dr. Verwoerd was eintlik sal die toekoms wys met sy afsonderlike ontwikkeling was die beste, maar die probleem was die akkulturasie om die mense oor te neem. Eintlik moes jy 'n balans kry tussen groepe, dat hulle mekaar op die oomblik lyk dit my of dit tot 'n mate kan gebeur. 'n Balans tussen groepe wat mekaar se goed respekteer en ook oor die weg kom, maar saamwerk. Maar daai tyd was dit, sal ek sê, was dit in die beginstadium, en net na die oorname van die Nasionale Party, was daar 'n klomp veranderings gewees. Op skoolvlak, universiteitsvlak. In baie van die skole was die Engelse sendelinge bedryf. Die skole swart skole wat ek later by gekom het, was deur Engelse bedryf. Lovedale byvoorbeeld, Newtown, Fort Hare was Engelse geloof by die Engelse godsdienst. Mense, ons het gevind dat die Engelse baie moeite gedoen het om hulle sendelinge onder hulle te wees. Was dit 'n soort van 'n kultuur of 'n akkulturasie poging geweest? Ek glo dat die effek probeer akkulturasie, maar hulle dit daai tyd ook nie dit mooi verstaan. Hierdie akkulturasie teorie het eers later gekom. Hulle het dit probeer doen, want ek het gesien van slawe gewees het, fotos van hulle, wat skepe wat gestrand is, wat hulle feitelik onmiddellik by die sendingstasies dan hulle wit klere aangetrek, blanke klere, en onmiddellik in daai proses ingesit. Dit moes 'n geweldige kultuurskok vir hulle gewees het. Want die Engelse kultuur, die westerse kultuurstelsel en die Bantu kultuursisteme is baie wyd verspreid van mekaar. En hulle het dit probeer, ek dink die Engelse het dit ook, hulle het baie groot skade gedoen om dit aan die grenstye, om dit te bewerkstellig. Dit was die soldate en die Engelse sendelinge en dan die handelaars wat hier aan die oosgrens saamgekom het. Goed, maar as ons nou 'n bietjie kyk na julle kinderjare, julle vroeë kinderjare, verstaan ek reg dat daar was, sê nou maar 3 kultuurgroepe, die Bantu, die Engelse en die Afrikaners? Dit is reg, die kultuur Bantu is omvattend vir verskillende kultuurgroepe. As jy praat van die Bantu ras, die ras wit en swart, die verskil is nie op rasvlak nie. Die verskil is op kultuurvlak. Ons westerse kultuursisteme en die Bantu, die Xhosa, Sotho, die Zulu, verskil baie van mekaar. So jy het al daai verskille onder mekaar. Dit is nie net hy is swart en ek is wit nie. Goed, maar ek meen op 7 of 8 jaar ouderdom is 'n mens nou nie noodwendig bewus daarvan nie, né? Wat is u herinnering van hoe daai groepe met mekaar saamgeleef het, of watter spanning was daar tussen julle? Daar was baie minder van hulle in Johannesburg, en hulle was ook in 'n werksomstandighede. En ek weet ook van op die boereplase waar ons was, het hulle in 'n werksomstandigheid vir die boere gewerk. En daar was ook maar konflik in diefstal en plaasaanvalle tot 'n mate was daar gewees, maar onthou meeste van hulle, baie groot van hulle was in die stamgebiede nog gewees. Byvoorbeeld in die Durban omgewing en goed, het baie van hulle nog tradisionele klere gedra, kalbole wat hulle gedra het. En hulle het ook bewus gewees van die Sotho groepe
die Tswane PD, en die het ook baie goed Afrikaans gepraat. Die skool wat ek op gewees het, hulle het alreeds die Afrikaner goed klaargekom. Die meeste van die mense wat ons te doen gehad het, was as bediendes in die huis gekom, en op daai ouderdom het ons redelik, ek sê nie probleme, die swart vrouens. Wit vrouens het swart vrouens gebruik om kinders op te pas. Alwel nie my ma nie, nie onsself nie. My pa was omdat hy in die polisie was hy baie versigtig geweest. Hy het met al hierdie verhale van onrus, hy het met baie wapens by die huis aangekom, wat hulle afgevat het, daai tyd. Nou, was julle as kinders bewus van spanning? Was julle vreesagtig, of het julle 'n gemaklike, normale lewe gelei? Kyk, die mense het maar onder mekaar praat, die swarte, hy was bekend, ons het maar gehoor van hulle, dat hy kon geweld, soos wat vandag ook, dat hulle onder mekaar beklei. Die boere het baie kennis daarvan gedra. Goed, en die verhouding tussen Afrikaners en Engelse, was dit erg gespanne, of was dit maar 'n soort van 'n spelerige verskil? Nee, nie op daai ouderdom nie. Van my vriende, my een vriend, soos ek sê, ons het Ronnie Pinaar, hy was in die Engelse skool. Maar soos ek sê, ek het maar nie daai gesingery gehoor, en ons het op die Engelse skool gespeel, ons kinders. Maar ek het nie baie Engelse vriende gehad. Nee, ons was op 'n Afrikaanse laerskool, dan was ons op die Japekaar hoërskool. So, Julle was nie bewus van julle ouers wat onder mekaar Engels teenoor Afrikaners stryd gehad het nie. Ek sou sê my ouers het nou Afrikaans groot geword, en my pa het goed, as gevolg van sy werk in die polisie, moes hy goed Engels praat. Maar hy het nie, hulle was 'n nasionale party. Ja. Ek sê daai lyn gewees. Maar hulle was nie vreeslik polities. Goed. Sê vir my enige interessante stories van jou pa uit die polisie uit? Ja, hy het veral wat hulle in die polisie in die treine, die swartes in die treine geveg het. En dat hulle dan die wapens gekry het. En dan weet ek, was hy uitgeroep in die aande wat daar groot gevegte gewees het. En dan het hy ons net vertel hoe daar, wat 'n geweld daar gebruik is om daai gevegte te stop. Een aand het ek met hom saam gery. Hy het baie toe ek nou groter gewees het, het ek baie aande as hy op patrollie gaan, hy was toe 'n offisier, die manne gaan besoek. En is oral wit persone wat op die rangeerterreine gewees het. Toe het ons by die plek New Canada afgekom op 'n sien ligte, groot klomp ligte. Toe was daar 'n treinongeluk gewees. Die waans, dit is hier ou houtwaans nog. En dit was 'n geweldige groot aantal lyke wat daar gelê het. So. Sulke rye, en hulle het hulle nog uit die waans uitgehaal. Maar nie, hoeveel onthou jy van die 1948 verkiesing? Ek het, so ek sê, ek het dit in die lug in, wat die lug was, en dan het ons mense hoor sing voor die verkiesing. Dis van die nasionaliste wat gesing het in ons omgewing. Ons was 'n middelklas gebied gewees, daar was baie kinders daar. En dan ook wat in die pers in gewees het, in die blydskap na die tyd. En dan ook die Jan Smit, het geluister na hoe sleg hy gevoel het. En dan D.F. Malan, wat dan ook, onthou ek, wat opspraakwekkend was. En dan ook, so ek sê, die witbrood storie. Dat is my interessante een, dat dit nou verander het na die verkiesing. Ja. Verander. En daar, ek glo dat en dan ook, wat ek onthou, is die Engelsers reaksie, negatiewe reaksie teenoor die verkiesingsoorwinning. En dan ook gesê hoe sleg het gaan
sal gaan na die tyd. Ek was dan toe al 8 jaar oud. Nee. Ja. Wat hulle gesê het. Toe hulle gesê, nee, dit gaan nou, want omdat ons nou onder hulle invloed uit is. En ons was eintlik prakties maar 'n kolonie van hulle gewees voor die tyd. Maar het dit toe slegter gegaan agterna? Nee, ek weet ons nou, ek het nou mos hier toe die baie goed verander. Byvoorbeeld die swart onderwys het baie verbeter na die tyd. Ek het daar so miljoene rande. Dit nie onmiddellik gebeur nie. Maar omdat ek betrokke was daarbey, kan ek onthou die verbeteringe op die skole wat ek was en die ander plekke en die onderwysers wat gaan help het. Dit was 'n baie ernstige standpunt van die regering om die akkulturasieproses te help. Want toe ek op Vorder en al die woestele het hulle Afrikaans eksamens kon skryf in 'n Afrikaanse taal. Jy weet, en dit het baie gehelp om die Afrikaans aan te moedig. Ons mense besef nie die waarde van Afrikaans nie en hoe dit gebruik word nie. Ek sê dit nie moedwillig teen die swartes om hulle te verneder nie. Maar dit sou die verhouding gehelp het. Dat hulle meer geakkultureer in Afrika, maar toe het hulle nou maar oorgegaan na Engels toe en dit het nie beter gegaan. Maar die swartes was oor die algemeen baie negatief teenoor die geforseerde Afrikaans. Ja, en wat eienaardig was nogal, kyk, ek het 'n matriek in het ek Afrikaans Engels laer gedoen. En ek het baie goed gedoen met Engels laer. By die universiteite of die plekke waar ek was, het hulle almal altyd Engels hoër gekies. Terwyl hy dit nie so kwaai nodig gehad het nie. En van hulle was 20% regtig nie Engels magtig nie. Ja, dit is 'n akkulturasieproses wat nie in hulle guns gewees het nie. Daar was baie ander goed. Is jammer, mense sal graag wil help. En waar mense kan 'n kultuur aanhelp, soos ek trots is op my kultuur, het ek hulle kulturele goed ook bygewoon en herken dit. En die rol wat in hulle herken dit self vandag, maar die politieke dryf en dan glo ek die finansiële gewin daarbey. Maar daar was byvoorbeeld 'n Xhosa woordeboek wat byvoorbeeld 'n Xhosa woordeboek wat hulle aangewerk het. Nou, ek het gesien ons het probeer om die swart tale ook in die laerskool tot stand 6 eie moedertaal. En dan ook stadig op te werk na standaard 8 toe. Wat toe nie kon plaasgevind, daar was nie meer die tyd gewees nie. Goed. Maar nee, ek wil 'n bietjie gesels oor die koninklike besoek. Onthou jy daar veel van? Al wat ek onthou is wat my pa vertel het en dan in Kingsway, Johannesburg. Toe wat ons gaan kyk, toe het hulle daar deurgery. En dan het ek die foto's gesien van die Margaret en die wat later koningin geword het, ja. Baie groot ophef van hulle gemaak. En oral het eintlik nog die ondersteuning van die Britse koningshuis in Suid-Afrika was sterk gewees. Dat mens in ag geneem dat Engels sprekend is 'n derde eintlik van die wit bevolking. Goed, die volgende fase wat ek graag by wil kom is die verloop vanaf kleintyd deur hoërskooljare. Miskien net 'n kort opsomming van hoe dit gewees het. Ek is uit die laerskool uit. Daar's nie beroepsvoorligting gegee nie, ook nie IQ-toetse nie. Toe hulle vir my gevra het, wat wil ek eendag word? Toe het ek gesê, ek wil of 'n soldaat wees of ek wil 'n polisieman wees. Want dis wat ek van geweet het. En toe is ek na Help Mekaar skole, Jacobsbaai Hoërskool. Dis een van die skole wat
van wie ook nog Park Laerskool 'n voedingsskool was. En heelwat van my vriende is ook saam met my na Help Mekaar Hoër Seunskool. Dit is ook 'n ou skool met 'n ou tradisie in Johannesburg. En ons het ek was baie gelukkig daar gewees. Dit is ook dieselfde prosesse, akkulturasieprosesse of kulturele vestiging, kulturele dinamiek wat in die laerskool gewees het, is daar voortgesit. Dis almal mans onderwysers wat daar gewees het. En hulle het vir ons ook deur sportgeriewe, sportopleiding, skoolopleiding, en daar het ek dan ook gekies vir my vakke, wat ek sê, dit was wiskunde, natuur- en skeikunde, geskiedenis, en dan ook dit vir my, het ek by die einde kon ek baie goed doen daarin, en in die 6 vakke wat ek gehad het, ek almal B-simbole gekry. Dit was nou Engels laer ook ingeslote, en ek was baie tevrede daarmee. Ons het op die skool ook kadette gehad, wat ons eenmal 'n maand die kadetparades gehad. En ek het aan dit deelgeneem dan in 1962, toe ek op die onderwyskollege was, toe ek as assistent veldkornet kursus gaan doen, sodat as ek op 'n skool kom, dat ek kan offisier wees in die kadette. En ons was 'n hele klomp, 40, 50 onderwysers, die komende onderwysers, almal daar vir kadet assistent veldkornette geword het. Ander aspekte van die skool self ook betref, wat ons onderrig in ons historiese verlede, ons geskiedenis, het ons nou ook al die volksdae het ons onderhou. Ons het ook die volksfeeste, ons is op uitstappies geneem na die Voortrekker Monument, ons skoolklere, ons almal skooluniforms gehad, en as mens nou dink aan die rol wat al dit gespeel het in jou kulturele vestiging, in jou kultuur, verstaan van jou eie kultuur, alhoewel jy nie hierdie kulturele antropologie hoef te verstaan nie, leef jy dit uit, en jou onderwysers het dit veel ook uitgeleef. Was daar enige beïnvloeding om teenoor die Engelse of teenoor die swartes beïnvloed te word, sal ek nou maar sê, of was dit bloot net 'n opbou van Afrikaner kultuur? Daar was nie negativiteit teenoor die ander nie. Ek sou sê ons het mos geskiedenis gehad, deel van die geskiedenis. In die geskiedenis het ons al daardie tydperke was ons bewus van gewees. Vir die Engelse en dan ook die eie politieke verloop van ons eie politiek. Ja. Was ons ook bewus van, en die rol wat die swartes gespeel het. Dit was ons ook van bewus. Wil ek so sê, nie noodwendig vyandigheid, maar dit berus op jou eie identiteit. Jy is bewus van jou, en dat jy en hy is nie dieselfde nie. En dan was daar gedurig deur ook van die Engelse kante af, Engelse skole wat ons mee te doen het, was die liberale standpunte, wat die anti-nasionalistiese houding wat hulle gehad het. Maar ons het rugby teenoor mekaar gespeel, ander sport, wat ons beoefen het in daai tyd. Ja, maar nie, en hoe kom jy toe nou by jou uiteindelike loopbaan uit? Dit is 'n goeie vraag daai. Toe ek moes besluit, toe my eintlike belangstelling was geskiedenis. Maar toe besluit ek, nee, ek gaan kyk ek wil 'n ingenieur word. En toe gelukkig, of sal ek sê voorsienigheid, die goeie Vader het my bewaar om dit nie te doen. En ek het toe wel gegaan en ek het 'n vakgebied van wiskunde, hoofvak en wiskundige statistiek. En dit is goeie keuse gewees daai. Wat ek het toe, omdat ek by die onderwyskollege was, kon ek maklik poste kry en goed. Is dit waar jy studeer het ook? Ja, op Pretoria Onderwyskollege en Tikkies. Was my Tikkies was
was my universiteit en die college was my onderwyscollege. So dis dit wat noem THOD diploma, maar ek het 'n volledige BSc dan met wiskunde en wiskundige statistiek. Toen net wat die politiek betref, de Villiers Graaf hier in 1959, toe hy in Pretoria Park, het hy 'n groot vergadering gehad. En ons was studente gewees. Ek het na maat het soontoe gegaan. Die aand. En toe is daar 'n klomp van die ou Tots Commando. Ek weet nie of julle onthou nie. Verduidelik bietjie wat dit is. Tots Commando, dit is soldate wat in die Tweede Wêreldoorlog in die noorde van Afrika was dit 'n militêre operasie, Tots Commando. En die soldate was deur die aand daar. Onthou dis nou maar 59, is nie so lank na die oorlog. En die manne staan almal aangetree, 30 of 40 van hulle. En toe begin ons studente is daar so 100 of wat van hulle en ons sing liedjies. En toe wil hulle begin praat. Hulle het 'n verhoog daar en de Villiers Graaf is daar en die voorsitter probeer ons stil kry. En hy kry ons nie stil nie, ons hou aan sing. En toe sê ek, hoor hy sê, throw them out, boys. En dit was nou nie die regte ding om te sê daai aand nie. En daar begin 'n geveg wat vir 3 of 4 ure geduur het. Daar het nooit polisie opgedaag nie. Later is die vergadering gestop en daar het ek vuisgevegte gesien, maar ek was te lig om daaraan deel te neem. Ek het maar probeer ontwyk die hele tyd. Maar dit was baie interessant geweest. Dit was vol op die plakkate die volgende dag, de Villiers Graaf. En dit is nogal goed geweest dat niemand het kom help, niemand ons het gewen. Nou ja, toe. Nee, maar dit is nou deel van daai, maar toe het ek begin groot word. Nou. By Winkelspruit het ons CSV kampe gaan bywoon. En een besondere kamp sal ek nog onthou vandag, wat ons nou gaan swem ons in die see na die tyd. En die dag het ons weer in die see gaan swem en toe was die see bietjie rof geweest. En toe ons altyd as ons in die water ingaan, dan is daar 'n sloot, en dan gaan swem ons daar deur en dan kom ons aan die ander kant, dan staan ons weer op 'n wal. Maar sterk stroom. En toe ons op die wal aan die ander kant kom, toe is daar nie 'n wal nie te staan nie. En ons het een hele klomp van ons daarvoor. En ons probeer teruggaan en ons dwarsstroom wat ons hier aan een kant toe vat. En terwyl ek probeer terugswem en terwyl ek nou so swem, later is daar niemand om my nie. En ja, nou is ek diep in die moeilikheid. En as ek so op die golwe opkom en ek kyk op die strand, staan dan 'n klomp mense op die strand en kyk. Dan gaan ek weer af en dan kom maar weer. En later kom daar 2 manne by my aan. Die een het 'n tou om hom en die ander een, en hy vat my en hy draai op my rug. En die ander een swem saam en hy help nou. Soos 2 lewensredders, 2 jong manne. Maar ek was baie bly geweest om hulle te sien. So. Hulle het nou onthou, toe ek nou terugkom, ek het gelukkig nie aan verdrink nie, 'n bietjie water gesluk. Het my 'n bietjie gedruk en goed, dis ek na die tyd reg. Maar daai tyd as ek lewensredders sien, dan gee ek hom sommer geld. Wanneer en toe, hoe het jy toe nou begin werk? Ja, wat ek het toe my onderwys, op klas by die onderwys en die ander, toe het ek na 2 DF Malan, eerste na Linden Hoërskool toe gegaan. En by Linden Hoërskool was Cor Dirks nog ou skrywer toe daar gewees. En ek was 2 jaar daar, toe is daar 'n tekort aan 'n wiskunde onderwyser by DF Malan Hoërskool. En toe is ek soontoe. Toe het ek daar 'n jaar daar gewees. Maar in daai jaar het ek begin met, eintlik het al toe ek by Linden was, het ek begin met studie in antropologie en naturale administrasie. Nou naturale administrasie is 'n suiwer akkulturerende dissipline vir die swart, vir die Bantu groepe. In elk geval het ek daarmee begin en toe het ek besluit, maar aangesien dit my belangstelling is,
gaan ek na die Bantu onderwys toe oorgaan. Hoekom was dit jou belangstelling? Ja, ek het geskiedenis en ek het in kultuur belangstelling en kultuurbelang gestel. Ek het terwyl ek op die college was, het ek onder andere aan 'n instansie KJV Indiërs sending behoort. En ons het sendingwerk onder Indiërs gedoen in Marabastad. Dit het ons nou Sondag en soontoe gegaan, dan het ons die Hindoes besoek en ons het moslems besoek. Vir lang vergadering met moslim, ek redelik moslems met mense nie onderskat nie, hulle is baie intelligent en ook geesdriftig. En die Hindoes is baie toegewend, hulle moord sommer Christene maklik, maar dan het hulle nog 'n klomp ander goed ook by. So dit het maar ek in die godsdienst ook belang gestel in die kulture. En toe ook was daar vir my dink ek beter toekomsmoontlikhede by die swart onderwys gewees. Want daar was baie hordes wit onderwysers, wil ek sê, in die swart onderwys gewees daai tyd. En ek het toe onderhoud gehad met die mense in die departement en die tyd was Dr. Verwoerd nog, ek praat hier van 1966. Dr. Verwoerd nog daar, toe het ek 'n maklike pos gekry, het my die regte vrae gevra, of ek die regte antwoorde gee, of ek saamstem met die beleid van swart onderwys. Ek sê ja, nee, ek dink is goed, ons mekaar help. En ook dat ons, hulle was daai tyd 'n swart onderwys, het hulle wit Afrikaans probeer om te bevorder, saam met Engels. Want dit is toe, maar ek kon al twee gebruik. Goed, en toe studeer jy nou afstandsonderrig die? Ja, ek het dit by UNISA bestudeer, volkskunde en naturele administrasie, en hulle het vir my BC vakke ook erken. My wiskunde ook erken. Goed, en toe, waar het jy toe begin werk? Hebron. Waar is Hebron? Hy is aan die ander kant Pretoria. Goed. Interessant is die dag toe ek daar by Hebron moet begin, toe is my een dogter gebore. Oggend toe het ek eers gehelp met die geboorte, toe by ons in Johannesburg. Toe ry ek deur nog Hebron toe. En toe ek by Hebron kom, toe is dit doodstil. Hy is omtrent 20 kilometer uit Pretoria Noord. Op 'n grondpad, is dit 'n mooi netjies terrein, dit is doodstil. En daar, toe ek inkom, ga ek die hoofse kantoor toe, ek het 'n paar klere aan, almal so, en toe het hy my nou ontvang daar, voorgestel aan ander personeel, toe het jy 'n personeelkamer vir wit personeel, en 'n kamer vir personeelkamer vir swart personeel. En dis ook Tswanas wat daar is. En dis hoe ek toe daar begin het, die dag toe ek daar kom, toe het almal, die kinders op die banke lê en slaap, hulle het gewag vir hulle boeke. Boeke was 'n maand laat gewees om hulle boeke te kry. Maar 'n ander interessante ding is, ek het nou by Hebron, was net daar gewees, toe bied die hoof my sy huis aan, my vrou. Ek baie bly daaroor, want ek het nou 2 kinders en ons is toe soontoe, bly ek op Hebron. En toe kom een van die ander personeel na 'n tyd na my toe sê hy vir my, of ek weet, hoekom die hoof my die huis aangebied. Ek sê nee, toe sê hy vir my, daar was 'n poko sel op die skool, en hulle het beplan om die hoof dood te maak. Dis 'n opleidingsskool en 'n gewone hoërskool, die 2 hoofde dood te maak. En dat is toe uitgevind. Die drade wil knip, toe werk het nie, toe is hulle uitgevind. Die skool is die volgende oggend omringe en toe omsingel en hulle is gearresteer. Wel, ek het toe onmiddellik gegaan en vir my 'n pistool gekoop, maar ons het nou ander moeilikheid gehad. Eintlik baie goed klaargekom met die leerlinge. Ek het, omdat die akkulturasieproses moeilik was, alles het Afrikaans, hulle het Afrikaans redelik goed, en van hulle wil Engels ook, toe het ek Tswana geleer, en hulle het my gehelp met Tswana. Al die nodige terme wat ek moes in die skool gebruik, en dit het baie gehelp, toe ek dit gehad het. Verduidelik net bietjie, wat is poko?
Ja, dit is 'n sel, 'n kommunistiese sel. So een van die vroeë soos die ANC moontlik verwante goed gewees. En daai selfde tyd wat die ANC beginne moeilikheid maak het. Goed, as ek jou reg verstaan, behalwe daarvoor het jy met die leerlinge goed klaargekom daai tyd. Ja, ek het baie goed klaargekom. So ek sê hulle het my soos hulle is Afrikaans ook magtig. Ek kon Afrikaans of Engels gee. Hulle was dit redelik goed magtig. Hulle het my gehelp met die terme. Hulle was ook, sal ek sê, hulle het ook nou die verskillende goed moeilik maak, het ook wetenskap gegee. Maar hulle stadiger van begrip as by wit kinders, omdat ek sê, dis ook die taal waar jy wit kinders in Afrikaans leer. Dis hulle 'n bietjie stadiger gewees. Maar ek het een meisie gehad wat baie goed was in wiskunde. En sy is toe dood met as gevolg van 'n motorongeluk. En dan het hulle ook nou sport wat hulle daar aanbied. Moet ons nou help met die uitleg van die atletiekbaan. En maar die idee was daai tyd 'n twee rigting gedagtes dat dit ons is net tydelik daar, dat ons help hulle tot hulle op hulle eie voete kan staan. So ons moet met sport moet ons dan ook sê ons wil wys hoe lê jy 'n sportbaan uit en dan hulle toelaat om dit self te doen. En die ander een is byvoorbeeld boeke. Waar hulle nou boeke kry, dan kan hulle boeke begin mee gratis van die departement. En dan moet jy dit nou vir hulle uitdeel, maar dan moet hulle dit weer terugbring die einde van die jaar. Ja. Dit het so goed gegaan hè. En dan ook wat die vraestelle betref, moet hulle die vraestelle nasien. Nou hulle eie vraestelle, maar geleidelik moet jy hulle toelaat om al die vakke oor te neem. Maar dit het nie altyd so goed gewerk by die onderrig self was nou redelik goed, maar 'n probleem was om te kry dat hulle die vraestelle klaar nasien. Ons het enkele gevalle gehad dat ons aan die einde van die jaar nou veral wat die kinders nou moet oorgesit word na ander klasse toe, dat die vraestelle is nog nie nagesien nie. Dan moet mens nou gaan en terugwerk na vorige punte toe. Maar was die leerlinge, sal ek nou maar sê, dankbaar vir die skoling, of was hulle nie baie genee om van julle onderwys te ontvang nie? Ja, nee probleme met dit nie. Nee, nie probleme. Daar was behalwe daai een insident was daar by hierdie skool nie werklik onrus nie. Ook nie taalonrus nie? Nee, die oor die tale uit. Nee, hulle het eintlik redelik goed Afrikaans gepraat. Nee. En ja, dan ook 'n ander ding is jy moes godsdienst hou. Omdat ek op die terrein gebly het, moes ek nou vir hulle preek. In die oggende, sondagoggende, moet ek nou vir hulle preek gee. Dan het ek nou die preek in Afrikaans gegee. En hoe dit gegaan? Wel, dit is maar somers weer daar van dit gesit slaap. Die almal het goed gesing en die preek gewees. So hulle was ook van ons kant af ook daai akkulturasie wat godsdienst betref. Maar ek vermoed dat die soos maar met die Bantu, die Christenskap is wat ons nie, ek kan dit nie ek wil nie beoordeel nie, maar die voorvaders speel 'n groot rol nog daar. En dan ook die aande in die week, selfs in die weekaande of al oor naweke, dan die tradisionele gesang wat jy hoor. Hoe hulle sing en dan die danse en al die goed. Maar nie, jy praat baie van die term akkulturasie. Wat beteken dit? Dit beteken dat 'n groep wat wat 'n spesifieke kultuur het, dat hy daai kultuur oordra of 'n ander groep leer dit aan. En dit eintlik baie te doen met taal. Hy leer dit aan, maar dan gebruik hy dit en hy word nie so dinamies in die kulturele energie. Hy het net die taal aangeleer. Ja, dis 'n interessante term. Ja, akkulturasie. Hy het net die taal aangeleer. Ons vind dit baie in ons swart bevolking nog
Ons kan dit oor hoof sien aan die swart beheer van Suid-Afrika. Hulle gebruik Engels, maar die kulturele dinamika is nie die Engelse dinamika nie. Dis nie daai selfde energie nie, as wat die Engelse gehad het. Dis reg, ja. Ja, ek hoor wat jy sê, dis 'n interessante, dit was natuurlik deel van jou studie gewees. Ja, net ook dat dis nie net dat die dinamika is nie daar nie, die onderhou van die kultuur wat hulle nou net oorgeneem het, is ook nie daar nie. Nou, want dis nie sy kultuur eintlik nie, hy het net die taal oorgevat. Maar nie die ander energie, wat kyk, so ons as Afrikaners, ons het eintlik, ons taal is 'n Hollandse taal, basis, die Hollanders verstaan ons goed, ons verstaan hulle goed. Ons het nog van die Hollandse kulturele energie ook, wat ons oorgeneem het, daarmee saam. En dit help jou baie, en as jy wil voorval in 'n westerse gemeenskap, kyk, ons is westerlinge, die Hollandse is westerlinge. Selfs met ons wat Engels oorneem, ons het 'n Afrikaanse kulturele sisteem, en die Engelse is hulle eie kulturele, maar ons is nie so ver, ons is almal westerlinge. Maar die Bantu is Afrika. Die logika is baie anderster as 'n westerse logika. Dis Afrika logika. Hoe hy homself sien en hoe jy jouself sien is totaal verskillend. Maar nie jou verdere tyd in swart onderwys, hoe lank was jy daar? Waar was jy oral? Ek het nou by Hebron begin toe. En toe is ek oor na Hilltown toe. Hilltown is 'n ou sendingstasie. Ek was daar gewees van 1968 af. En toe is ek nou daar tot 73. Daar het ek nou met die Xhosas te doen gehad. Baie meer onrus daar, wat ons gehad, amper jaarliks onrus. En dan ook, ons het die goeie studente daar gehad. Wiskunde, ek het wiskunde daar gegee tot matriek, ek was verantwoordelik vir wiskunde. En een van my studente het, dis in 1972, het hy die gemeenskaplike matrikulasieraad eksamen, het hy die beste in die land gedoen. Dit was 'n openbare eksamen waar wit ook ingeskryf het. Tjoe. Dit is regtig baie, en ook ander. En interessant is van die studente wat ek gehad het, daar het later goed presteer en buitekant ook in die samelewing, maar dit was nou na die oorgawe in 1992. Baie. En dan ook, soos ek nou sê, die Engels het nog die plek onderhou. Ons het ook gedurende die struggle tyd toe, het hulle baie verwoesting aangerig onder die skole. En dit is ander een ding wat ek nou ook wil sê oor die akkulturasie, dit is nie sy plek nie. Die plek waar ons het op die terrein gebly, en later toe het ons in Fort Beaufort gaan bly, en toe is daai plekke afgebrand. Dat die skool moes op die einde vir 'n hele ruk tot stilstand kom, as gevolg van dit. En dit was 'n baie uitstekende skool met baie kinders, en ek het eendag na die tyd, dit is nou nog voor die oorgawe, toe ek gaan kyk daar, en die klaskamer waar ek klas gegee het, van een van die klasse, was nog daar gewees, die dak was af, die vloer en die bank het almal hier die vloer gelê, en dan ook die goed het nog op die skrif, het nog op die bord, die handskrif was nog op die bord gewees. En dit is 'n baie tragiese gewaarwording wat dit het. Wat was die oorsaak van hierdie probleme? Daar was selle, kommunistiese selle op die skoolterrein, soos op Fort Heer ook. En hulle was aanhoudend uitgevang deur die polisie.
en uitgeneem en gearresteer en goed, maar daar gebly en organiseer en hulle daardie vernietiging as deel van die struggle. Dis nie hulle ding, hulle Afrika ding nie. Dis hulle nie hulle ding nie. So die studente en die leerlinge self, hulle was heeltemal gelukkig en tevrede en rustig? Nee, nogal nie. Nee, daar was ons het baie keer in die aande lekker, my vrou, nie sê baie keer, maar dan hoor die gesang in die verte. En ons het daai tyd het ons dan in die dag na skool moes ons toesig hou oor studente as hulle studeer. En dan ook in die aande. En nou sit jy daar terwyl jy nou toesig hou is, dan hoor jy gesing ver weg. En dan weet jy nou, hier kom nou moeilik. Ja. Dan kom hulle aan, dan spring die studente op as stootligkaste voor die deure, die vensters en goed. Dan wag ons maar tot dit verby gaan. En ek het al op die stadium, dan kom ek, hoor ek die gesang. En dan staan die studente daar op die plein. Dan kom van die onderwyser weer aand uit diens uit, aan diens is. Dan staan hulle hier voor die studente, so hele eind weg. Ek onthou een aand, 3 van die onderwysers, wit ouens. En toe kom maar 'n klip uit die groep studente uit, so en hulle gaan op en hy rol tot by een se voet. En toe draai die studente om en begin hulle sing, toe loop hulle nou weer terug. Toe het nou indruk gemaak. Maar in die algemeen, mens nie die indruk kry dat die skole misluk het nie. Hulle het baie goed gedoen, akademies. Ek het goeie matriekresultate gekry. Al ten spyte van die onrus. Is net jammer dat die houding so was, want die een nou, is net voor ek en my vrou nou weg is van die skool af, toe het ons 'n skool die jaar afskeid. Toe sit ons almal daar, almal die mense, genooide gaste van die dorp is daar, ons sit almal hier in die grootste saal met onthaal, koek en tee, alles, en die onderwysers moet dit nou, of die studente moet dit nou bykom, maar hulle daag nie op nie. Maar aardig. Dit hulle nou nie dit bygewoon nie, hulle eie afskeid. Ja, dis maar incident wat daar gebeur het, wat ek ook onthou, is hierdie swemstorie van my toe geweldige reën gekry hier in 1972, geweldige reën. Oor 'n naweek en toe ry ek 'n splinternuwe kombi gekoop en ry ek in Magda Fort Beaufort toe om inkopies te doen. Toe ons terugkom, toe is daar 'n bruggie wat ons laagwaterbrug wat ons oorgery het, die water loop daaroor. En ek gaan sit, hou stil en ek gaan sit 'n lang ruk en kyk, maar ons het nou 4 kinders en hulle lewe is by die huis aan die kant. Ons gaan maar deurry. En toe ons nou in die middel is, toe ry ek teen 'n wal vas wat gespoel het en die kombi stop. En daai oomblik toe hy stop, toe begin hy druk die water hom al klaar op. En ek maak die deur oop en ek trek Magda uit na nek, jas. En ons in die water en af in die water. Daar spoel die kop my af en ons ook af. En ons is nou onder die water in, maar ek het hou vas. Is net, en hier spoel ons die gelukkig die genade van bo oor, spoel ons vas teen 'n boom wat omgeval het. En ons kom toe so uit. So julle is reg, maar die kombi is weg. Ons is reg, die kombi is weg en ek moes eintlik behandeling gekry na die tyd, maar ek het nie. Maar ons het toe by die kos weer by die huis uitgekom, aangetrek, volgende dag skool toe, maar so 'n dag na die tyd, toe kry Magda skok. En toe moet sy behandeling kry. So, ek kan dit dink, dit is nogal so 'n ondervinding, ja. Ons waren goeie dae gekry, die student het goed gedoen. Ek het daar ook weer Xhosa geleer. So jy was minstens 2 of 3 swart tale ook magtig. Ja, nee, ek sal maar gebruikstale. Bring vir my dit, doen dit. Jy moet dit so skryf. Hulle het my baie goed gehelp ook wat dit betref. So ek moet eerlik sê dat in die tye wat ek was, het ek persoonlik nooit
moeilikheid met individuele vlak met studente gehad of so nie. Terwyl dit dikwels gebeur het dat onderwysers en studente 'n probleem het met hom. Dan vat hulle hom, gaan na sy klas toe, dan vat hulle hom uit, dan moet hy weg en hy kom nie weer terug nie. Die wit of swart, maar ons het nie sommer dit nie. En dan ook die rol wat tradisionele goed speel, die tradisionele medisyne. Ek het ook in daai tyd, omdat ek antropologie nog gedoen het ek 'n kursus gedoen, of het ek beplan om 'n meestersgraad in antropologie te doen, om inisiasie onder die swartes te doen. En toe het ek van die studente, hulle eenmal 'n jaar het hulle inisiasieskole, en het ek in die inisiasieskool gaan bywoon, die skole. Het duur oor 'n maand, en dit is nou ervaring. Want dit is 'n hele proses, 'n manword proses, is 'n besnydenis. En dit gebeur in die midde van die winter. Ek gaan jy sien toe, en hulle sit almal daar, 'n groot klomp van hulle, en hulle kaalbolywe, en dit koud hulle bewe soos riete. En dan word hulle met assegaai besny. En dan skreeu hulle, die Njoda, ek is 'n man. En dit is nou wat die vandag nog vind dit plaas. Ons het verstaan dit nie, maar niemand praat daaroor nie. En baie hele klomp gaan dood. Maar die groep onder wat ek moes kontroleer, het daar nie iemand dood gegaan nie. Maar ek weet, hulle paas gee vir hulle partykeer vir ander verbande, want hulle moet tradisionele verbande gebruik, blare en goed. En dan is daar nie alles hygiënies nie. En dan so hulle kom dan deur. Dr. Mani, ons het nou gesels oor die verloop van jou lewe. Jy het eers skool gegee, en toe is jy Fort Heer toe, en jy het uiteindelik geëindig by antropologie. Kan ons so 'n bietjie gesels oor die Fort Heer tydperk? Ja, die studente is vir my heel aangenaam, selfs in die tyd toe ek onderwys gegee het by die swartes, het ek baie goed met hulle klaargekom. Ek het ook gevind dat hulle my baie behulpsaam is. Ek het probeer Tswana vroeër leer, toe ek daar by hulle gewees het, en nou by die Xhosa. En dan het ek probeer om met die studente, wanneer ek met hulle praat, het ek Engels gepraat, maar met die mense wat my gewerk het, of my gehelp het, het ek Xhosa gepraat. Die studente het my gespot en gesê, ek praat Xhosa D. Maar nie saak gemaak nie, want ek het dit as 'n gebruikstaal om met sekere opdragte te gee en weer te vra, en ek het gevind dat dit is nogal my baie gehelp. Van die studente het ek agtergekom, alhoewel hulle geakkultureer is, as gevolg van die Fort Heer situasie. En hulle het ook, omdat hulle antropologie, kulturele antropologie gedoen het, het hulle ook die akkulturasieproses verstaan. Hulle het verstaan dat dit wat daar gegee word, werk in op hulle verbetering op hulle tradisionele kennis. En dan is hulle dit aanvaar. Dit is 'n belangrike ding in akkulturasie. Die twee groepe met mekaar aanvaar. So ons as westerlinge het vir die universiteit vir hulle aangebied, en hulle van hulle kant af, waar hulle nog op 'n laer, alhoewel hulle opleiding ook in swart skole gehad het, westerse skole, was die Fort Heer in baie hulle aanvullend gewees, en hulle dit ook aanvaar. En ook die feit dat hulle in Engels dit moes kry, was eintlik 'n verswarende omstandigheid as hulle dit hulle eie moedertaal kon geleer het. So dit baie beter gegaan het vir baie van hulle, want hulle het nie die intelligensie vermoë ontbreek nie, maar die begrip. Ek kon byvoorbeeld glad nie die Engels korrigeer wat hulle skryf nie. Ek het net die gedagtes gekorrigeer wat hulle geskryf het. En dit is nogal baie goed van hulle kant af. En ook het hulle verstaan
Nou baie van die goed het hulle nou beter verstaan. Van my studente het ek agtergekom, dra ook by Sangoma se medisyne om beter te doen aan die toetse en die eksamens. Ek het 'n student gehad wat, omdat in daai vlak was daar nie baie nie, en een student het verskriklik sleg gedoen in sy vraestel wat hy moes antwoord. Maar ek het sy handskrif erken. En toe het ek hom aangeroep en gesê, wat het jy nou gedoen? Toe sê hy vir my, nee, dis 'n bose gees wat dit geskryf het. Nie hy wat dit geskryf het nie. Dit is nou vir my, maar ek het halfsoort dit begryp toe, want ek het ons nou agtergrond van dit. Sê, nee goed, maar kom skryf nou. Jy skryf nou, en toe kom hy deur. Ja, so in 'n ander geval het ek 'n student gehad wat uitgehakel in Engels en Afrikaans. En ons eendag 'n symposium gehad oor inisiasie. Inisiasie is 'n baie belangrike ding. Dit gaan nog vandag aan onder die Xhosa en ook onder ander swart stamme. Manlike besnydenis. En daar gaan heelwat studente dood, heelwat mense dood. Al die Xhosa studente, manstudente moes dit deurgaan. Ons het self gevind dat studente van ander areas wat nie besny is nie, as hulle op Voltaire kom, dan moet hulle dit deurgaan. En dit het nou, in elk geval hierdie persoon het gehakel. En ons het eendag so 'n symposium en daar is vrouens wat daar wil insit, omdat hulle sê hulle seuns lei daaronder. Hulle wil hoor wat daar aangaan. En ook toe praat hulle en daar's heftig gepraat. En hier agter my staan hierdie een op en dit is net in Xhosa wat hulle praat en hy is baie heftig. En ek kyk agter toe sit hy. Toe hy nou hier Xhosa skreeu, toe sit hy glad nie. Dit is glad nie, hakkel hy glad nie. Maar Engels en Afrikaans dan hakkel hy. So dit is net interessant geweest dan. En ook van die studente, Sangomas, is 'n belangrike persoon in die tradisionele Xhosa lewe. En hulle fungeer nog vandag, baie meer Sangomas as wat daar mediese dokters is. En hulle behandel twee goed, hulle gee met tradisionele medisyne, dan emosioneel behandel ook die mense. Troos hulle, voorvadergeeste, en hulle glo daaraan en hulle voel beter na die tyd. En misdaadgroepe gebruik hulle vandag ook vir medisyne om die misdade te pleeg. Nou by so een personeellid wat nie gepresteer het volgens die studente se standaarde nie, weet nie meer wat hy gedoen het nie, dis 'n wit persoon. En toe kom daai toi groep, hulle dan dans hulle, gaan hulle nou hom toe, na sy kantoor toe, en dan die Sangoma saam met hulle. En dan vat hulle hom uit, en dan vat hulle hom, begelei hom uit buite toe, by die hekke toe, en hy kom nooit weer terug nie. En mense baie wat jou spoor getrap het oor wat jy doen, en baie versigtig wees, dit het 'n hele paar keer gebeur, dat dit in daai situasie dan ook is. En dan ook jou verskil tussen mans en vrouens is nogal heel wat gewees. Elkeen het sy plek. Tradisionele, dis 'n goeie area om kulturasie te bestudeer, hoe dit toegepas word en wat die tradisionele goed is wat nog steeds behou is. Maar na 1990 het goed baie verander. Ek weet in toe de Klerk, dit was in Februarie 1990. Toe het de Klerk daai spoerspraak gehad wat die land toe op sy kop gedraai het. En ek het daai dag gestaan by my motor en ek het my motorradio geluister en toe het deurgekom. En het vir my eintlik 'n skok gewees toe ek dit gehoor het, maar dit was in Februarie 1990 en 2 Maart, toe is die Sebe, Denok Sebe
die Ciskei is toe deur 'n staatsgreep van Gozo is toe omvergewerk. En daai selfde dag het daar 'n nuwe situasie op Fort Heer na vore gekom. En net daarna toe is ons rektor Don Lambrecht, Dermot Moore, vice-rektor, en die registrateur is na Bishu toegeroep. En daar, sonder enige vooraf kennisgewing, is hulle huis toegestuur. So skielik, en 'n belangrike persoon, en het hulle onmiddellik is hulle huis toegestuur, en hulle is toe het nie weer teruggekom nie. Hulle moes van die werk van die huis af doen. En nou het dit 'n lang proses gewees voordat hulle tot 'n skikking gekom het, wat hulle wel besoldiging weer gekry het. Die studies het aangegaan, ek het met my veldwerk aangegaan, ek het nog steeds finansiering gekry, maar dit was nou anders dat die finansiering wat ek nou gekry het nie uit die universiteitse fondse direk gekom nie. Ek het dit gekry as gevolg van die publikasiefondse, ek het publikasies gehad, hele klop goed gepubliseer. En toe het ek uit daar dit kon weer gebruik vir my fondsing van my veldwerk. Ek kon ook nie studente nou meer buite Fort Heer of buite Ellis laat werk nie. Dit het gevaarlik geword. So hulle moes net daar dan bly. En maar ons het steeds aangegaan. Ook het die personeel nie meer in die aande, waar hulle vroeër in die aande by die universiteit kon werk, kon nie meer daar werk nie. Alles is nou toegesluit. Daar is ook met die gradeplegtigheid. Daai tyd was die CDF, Ciskei Defence Force, was toe ook die universiteitse veiligheid en goed beheer. En by gradeplegtigheid, een groot graad, onthou ek baie goed, gradeplegtigheid het ons groep wat so opvorm van personeel, en dan beweeg ons in daai saal toe, in 'n formasie, dan gaan sit ons almal ons togas aan, het ons nou buite gestaan, en toe ons het ingegaan in die saal in, en buitekant het 'n groep studente wat nie meer saamgestem het met wat ons doen nie, het hulle gesing en te kere gegaan. En terwyl ons binne sit in die grade word toegeken en die ouers en die juig, sing hierdie studente. Skielik word daar geskiet buite die saal. Dit was nou die CDF mense, iets het daar gebeur, en jy hoor net hoe hardloop studente. Een student is of dood of gewond gewees, maar daar was 'n koelgat in die muur van my argeologiese pakkamer. Dit nou die ding, maar tog het die goed na die tyd het nou maar weer aangegaan. En dan ook 'n ander insident was, waar ons nou, as ek nou by die universiteit is, en ons het nog steeds hekwagte gehad, maar het ek nou 'n plek geïdentifiseer agter, was daar 'n slot aangewees het, die sleutel gekry en ook 'n knipper, dat ek aan die agterkant van die universiteit kan uitkom, as dit nodig is. Anders maak jy toe voor en jy kan nie huis toe gaan, en dan moet jy die hele aand daar bly. En nou hierdie geval het ons nou weer die situasie wat ontwikkel het op die campus, en dan het ek besluit ek gaan huis toe. Het ek huis toe gegaan, en daar was toe groot oproer op die campus gewees. Daar brandstigting, voertuie is gebrand op die pad toe ons daar kom. Volgende dag teruggaan. Het gelyk soos 'n oorlogsterrein. En ek het amper so voel of ek griep het, toe ek al daai vernietiging sien wat daar voor gewees het. Ek het toe, in elk geval, ons het maar weer teruggegaan in die klas,
Interessant was in die hek het daar lyk gelê, personeel moes oor dit loop, en ek het toe volgende dag gesien, plekke van waar af die CDF gevuur het en die campus ingeskiet het. Nou, die patroon R4 doppies het daar gelê, so om die pad voor die campus verby. Bewys ook die gevaar wat daai tyd gewees het. Ek sê, een van my studente, my senior studente is ook in die gesig geskiet. En tydens een of ander incident. En hy het ook vir 'n lang tyd weg gewees. Dis die groot tragedie. Wat het wys aan die ander kant is die vermoë van die persone, die studente, om ten spyte van hierdie revolusionêre aktiwiteite, wat vir ons baie moeilik was om te identifiseer, spyte van die revolusionêre nog steeds aangegaan het, en nog steeds kon presteer het, en ten spyte van die feit dat hulle huis toe gaan, en ek moet ook sê, die personeel is baie goed van hulle om daai omstandighede te werk. Alhoewel, vir hulle was dit baie moeilik. My eie professor, die Jager, Eddie die Jager, hy baie die kulturele antropoloog, en man wat baie gedoen het vir studente, het as gevolg van 'n botsing wat hy met een van sy studente gehad het, wat oor see gegaan het, om verdere studies, en toe hy terugkom, kom hy terug met 'n doktersgraad, na 'n jaar weg gewees het, maar hy het nooit vir ons gewys nie. Hy het 'n hoë aanstelling in die departement gekry, en gevolg van dat hy in die jaar kon nog nie klaarkom nie, en die professor het 'n senuweeinstorting gehad, en hy het ook nie weer teruggekom na sy werk toe nie. 'n ander ene het by toe hulle die hekke so toegesluit het, as gevolg ook 'n oneenigheid, dat ons nie kon huis toe gaan nie. Toe het hy by die hek gekom, en hy het toe deurgeloop, en hy het huis toe gegaan, en hy het ook nie teruggekom na sy werk toe nie. Toe, na die tyd het hy beweer, toe hy daar by die hek gekom het, en hy het 'n vuurwapen by hom gehad, het hy so 'n geweldige drang gehad, om die persoon wat hom gekeer het te skiet. Hy sê, hy kan nie weer teruggaan nie. Dan hy het 'n sielkundige verslag gekry. Het gesê, nee, kan nie, dit het ook weer 'n skikking by die universiteit gewees, om daai incident. So was die tipe lewe daar, maar as ek sê, ons het aangegaan. En dan ook, wat belangrik was, hier op 1994, en dan onthou die datum goed nogal, want ek het dit in 'n dagboek opgeskryf, 23 Maart 1994, omdat ek verbonde was aan Winterberg Kommando, en ook mate van belang het wat by Forte aangaan, het ek geskryf dat ek 'n inligtingsoffisier op inligting wat ons gekry het, dat Fort Heer se hekke staan oop, en dis in die middernag, ons het toe, ek en die offisier het toe ingegaan, inligtingoffisier, ons het gesien, is 'n baie gevaarlike situasie, die campus was heeltemal verlate, en blootgestel aan grootskaalse plundering, en toe ons teruggegaan het, en ook toe het Raamstad, groep 7, was toe op gereedheid gewees alreeds vir 'n rukkie. En onmiddellik het hulle gemobiliseer, en hulle taktiese HK het ingekom, en hulle is toe in die Ciskei in, en hulle het toe die Ciskei 24 Maart 1994 het hulle die Ciskei oorgeneem. En dit was die laaste van die Ciskei. Ek het belangstelling by die studente gehad. Baie goed met hulle klaargekom. Selfs behalwe die een personeellid.
En soos ek gesê, dit is werksonsekerheid. Maar mense, ek het dit aan deurleef, en dit is genade van bo. En ek het ook daarom 'n verantwoordelikheidsgevoel teenoor my studente gehad. Ek kon dit sommer daar los. Ek kon dit nie doen. Dit was ook my beroep, my belangstelling. Derentyd was daar genoeg fondse vir my. En ek het ook die opgrawings wat ek gehad het. En dit is deel van my ondervinding. Dit is genade van bo. Dit also, dat enige tyd kon iemand 'n groot grief teen jou gekry het. En dan het hierdie toi groep na jou toe gekom. Maar dit het nie gebeur nie, dit is vir 26 jaar. Ek is baie dankbaar daaroor. Was jy 26 jaar op Vorder gewees? Ja, van 1973 tot 2000 was ek daar gewees. Ja, dit nou ook ek sê my, as ek het steeds 'n weermagverpligting ook gehad, ne? In 'n raadgewende, in 'n inligtingsgewende, want ek is op die toneel gewees. Sien hoe die goed ontwikkel het, en wie is verantwoordelik, saam met die ander personeel. Daar was 'n hele klompie weermag personeel, offisiere op Vorder self. Van die professore was bevelvoerders, regimentbevelvoerder, groep, en hulle het gebruik gemaak ook van ons inligtingsvermoë. Ons baie trots op daai tyd, ek sê net so daai aantoel ingekom, dit was die laaste, maar net direk daarna, daar net ook interessant, dit was net in April, het ek ook in my dagboek geskryf, toe is daar by die Tjumi brug, toe die aand is daar met AK-7, AK en jou R4 en AK-47 en geheel wat geskiet en toe ook 3 handgranaatontploffings. Dit het nou plaasgevind naby aan een van Vorder, 'n wit persoon, sy huis, uit 'n vrou en 2 kinders. En toe ek nou die oggend daar kom, toe trek hulle in die spens in. Hulle gaan in die spens bly. En verder uit die moeilikheid uit. En so, maar dit nie juist baie lank op Vorder gebly nie. Daai situasie nie. Dit was maar 'n probleem, maar as mens terugkyk, het ons die vermoë gehad om al die situasies te hanteer, selfs maar die kritieke tyd was 1990, daai toespraak. Onmiddellik na daai toespraak het die revolusionêre magte baie ernstig toegeneem. Jy kon dit op die universiteit goed sien. En die universiteit is 'n maklike slagoffer. Interessant is dat van die personeel of van die mense wat verdere opleiding gaan doen het, een persoon het verdere opleiding gekom en redelik opgegaan in die revolusionêre magte van die ANC. En hy het toe teruggekom en hy het met my kom praat oor die situasie. En hy het ook 'n wit vrou getrou. Ons vind dat byvoorbeeld nog een van my oud studente, Longise Nongwaza, hy is 'n briljante, daai tyd het ek wiskunde gegee, hy het wiskunde baie goed gepresteer, hy het in sy, toe hy eksamen skryf, het hy die beste in die land gedoen, in wiskunde senior sertifikaat, in wiskunde al toe amper 100% gekry. Hy het toe ook by Vorder ingeskryf, en een keer toe is hierdie studente weer hier in hierdie toi dansie wat hulle verbykom, en ek staan toe daar en kyk vir hulle kom by my verby. En hy kom en hy is ook besig daar, en hy sy oog vang my oog toe. Die knip oog hy vir my. Het wys net, hy was nie hard, hy het maar gegaan waar hulle vir hom gewys het. Hy toe later het hy rektor by Wits geword. En hy het ook gesê, om toe alles verkeerd gaan by Vorder,
in die universiteit. Dit is hy ook later daar aangestel om die sake weer reg te rig. Maar nee, ek wil net so 'n oombliekie terug gaan, jy het gesê, jy was 'n lid van die HNP gewees. Ja, ek was lid van die HNP. Nou dit klink so 'n bietjie teenstrydig, né? Iemand wat by 'n swart universiteit werk en iemand wat aan die HNP behoort. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Nee, het is nie teenstrydig nie. Die HNP, ek het as in die universiteit was ek 'n kulturele antropologie. Dis 'n baie belangrike vak, want dit vergelyk kultuursisteme deur die tyd. En die HNP het 'n deel daarvan gehad dat Afrikaner se behoud van die Afrikaner se identiteit. Hulle het die HNP het al reeds geïdentifiseer dat daar word 'n aanslag gemaak op die Afrikaner identiteit met verloop van tyd, veral wat politiek betref. En wat hulle met John Foster se tydperk in die goeie rigting wat goed toegegaan het. En die ander persone ook. Dit is nie dat dit teen dat ons is nie anti-swart nie. Ons moet dit onthou dat Afrikaner kultuur, dit is die groot swakplek wat in die mense wat ons so aanval het, omdat hulle ras so beklemtoon. Maar ras is nie 'n vorm van handeling nie. Kultuur is handeling, dwars deur die tydperk, dwars deur die eeue, van die begin van die mens af, is sy vermoë om werktuie te maak, dis kultuur. Hy sy vermoë om kos te produseer, dis kultuur. Dit gaan alles gaan oor funksionele goed, en dan ook die geestelike waardes, waarin jy glo. Nou, ons is Christene. En vandag is die alhoewel hulle sê hulle is Christene, en ek wil nie dit beoordeel nie, maar baie gebruik, het is nou teenstrydigheid. Waarskynlik was dit in die vroeë Christene ook so gewees. Nou dat die vroeë Christene het ook, maar nog steeds dalk hulle eie godsdienste tot 'n mate behou. Dat hier behou hulle die voorvadergeeste wat 'n baie groot rol speel saam met die Sangomas vandag. En dit is, ek sê, om jou vraag te beantwoord, dit is geensins 'n teenstrydigheid nie, maar is beklemtoning van in daai mense, kyk die mense by Fort Hare, ons is seker 20, 'n senior personeel wat aangesluit het by die HNP daai tyd. En dit gaan oor die Afrikaner identiteit. Dr. Bani, jy het dikwels gepraat van die revolusionêre elemente daarso. Het hulle ooit gesê wat hulle doel is of wat hulle graag wil hê? Ja, dit is heel duidelik gewees. Dit is 'n vernietiging van die westerse stelsel, om die herstel van die, omdat hulle nie die geskiedenis goed verstaan het of nie goed gebruik het nie. Dat hulle het geglo, dat ons het hulle verlede, het ons nou dit wat hulle in die verlede gehad het ons weggevat van hulle af, in hulle ontwikkeling, hulle teruggesit by die swart skole, goed, alles was minder waardig, hulle het nie dit verstaan, die waarde daarvan nie. En dit kon hulle nou, die revolusionêre het dit gebruik, soos hulle gebruik het vandag nog. Hulle wil die wit beheer, wil hulle ontslaaf van raak. En dan 'n ding wat ek net wil, die invloed van Rhodes, die Engelse universiteit. Die Engelssprekende, die Engelse kultuur, is vir my 'n gevorderde westerse kultuur, ook soos ons Afrikaner kultuur, met die taal en alles, maar hulle het saamgewerk met hierdie, en tot 'n mate het hulle dit ook aangemoedig, as hulle het dan saam getooi het, dan het hulle dit aangemoedig. En ons het weer tyd gevind, daai teenstrydigheid van die Engelse taal wat die swartes aanvaar het, maar die vermoë om die Engelse se baie goeie beplanning en hulle beheer en kulturele, positiewe kulturele energie was nie daar nie. Hulle ou stelsels het hulle behou. En mens vind dit nou nog ook, die EFF maak gebruik van dit.
nou dit nou reguit te sê, hulle beklemtoon aanhoudend die beheer wat ons het nou vir hulle kultuur, ons het hulle verhoed dat hulle ook gelykwaardig met ons kon wees. Dit is nie almal nie, maar baie van hulle, daar was daai tyd baie van hulle, regtig, wat saam met ons gewerk het. Die mense sê vandag die skeye was so sleg, dit is nie waar nie. Dit is net dat hulle nog stadiger in ontwikkeling was, maar daar was duisende wit mense op al die vlakke betrokke, nie net in die onderwys nie, maar op die ander vlakke ook. 'n baie groter tragedie vandag, wat in al hierdie tradisionele swart gebiede is, as wat daai tyd gewees het. Dr. Manie, ek wil graag afsluit met 'n vraag. Met al jou ondervinding en akademiese agtergrond in terme van antropologie en die geskiedenis wat jy meegemaak het, is daar raad wat jy het vir Suid-Afrika op hierdie stadium? Dit is nou 'n vraag wat vir my baie moeilik is om te beantwoord, maar ek glo daar is 'n hoër hand wat ons lewens bestuur, ten spyte van foute wat ons gemaak het. Maar ons het baie beter kennis nou op baie vlakke, veral wat tegniese goed betref. En dan ook in die swart gemeenskappe is daar 'n groot klomp mense wat besef die huidige situasie is anderster. En is net onthou die akkulturasieproses het steeds aangegaan sedert daai tyd. En nou is dit ook dat daar word min studies gemaak daaroor. Mens weet nie, want hulle wil nie graag sê wat is Zulu, wat is Xhosa, wat is Pedi, wat is Tswana, en die groepe uit mekaar uithou, net terwyl hulle ook steeds ontwikkel het. Maar ek glo dat as ons kan ons self handhaaf, want uiteindelik is dit duidelik dat ons as kultuur gaan daar nie samevloeiing wees nie. As jy akkulturasie kyk van twee groepe, dan moet hulle gewillig wees om mekaar 'n positiewe akkulturasie. Dan aanvaar hulle mekaar en dan ook dan ondertrouing. Dit het nooit eintlik plaasgevind nie, selfs nie by die Engelse nie. Dit is net sekere aspekte wat dit 'n positiewe akkulturasie was by die Engelse, by die taal. Maar ons moet net daar kyk daar by ons was dit nie. Maar ons sal moet dat mense besef dat dit is nie, ras is nie oorsaak van ons probleme nie. In ons eie mense ook, dit is die kultuur, die rol wat kultuur speel in verhoudinge. Nie ras noodwendig, dit is 'n sigbare ding, maar in wese is dit nie so 'n vreeslike probleem nie. Jou eintlike manier wat mense oorleef het was, terwyl sy ras omgewingsaanpassings was of so iets, maar jou kultuur vandag met wit ook en swart, want wit mense besef het ook nie, soos ek oor praat, hulle praat ook oor rasisme, maar kultuur is die faktor wat ons nou as mense nie kan besef dat kultuur in vergelyking met mekaar kan kom en dat 'n positiewe akkulturasie kan plaasvind nie. Ek het gevind by die studente daai tyd, as ons vir hulle verduidelik het in die klasse, dit was wat is akkulturasie? Dan het hulle dit aanvaar. Dus ek het nou die groot Xhosa selfmoord of wat hier in 1857 buitelandse student wat by my 'n jaar gewees het. Dis 'n ander ding, ons het hele wit studente van Oorsee wat by ons kom vir 'n jaar klas loop het. Hy het 'n studie gemaak van 1857 se Xhosa selfvernietiging, van die profetes wat hierdie gesig gesien het, dat moet alle beeste doodmaak en alle graan, dan gaan hulle, die wit mense gaan in die see verdwyn. En dit het nie gebeur nie, hulle is toe, hulle self vernietig. En die Oorsee-student Jones, hy het nogal die hele ding geskryf daaroor, en onder andere van die goed wat hy geskryf het,
Die Ciskei, Transkei, Xhosa was baie selfonderhoudend daai tyd. Goed met beeste, met milies en al die goed. En dat hulle ons het eintlik in my opgrawings wat na daai tyd toe in Londen het ons 'n geweldig groot in 'n ou beeskraal, 'n geweldig groot klomp graanpitte gekry wat hulle graan in moes geberg het. Want hulle daai tyd al hulle goed doodgemaak en toe hulle beeste doodgemaak en die graan verwoes en ekstra graanpitte gemaak, want eendag sal dit skielik vol graan wees en die krale sal vol beeste wees. Dit nie plaasgevind nie. Maar die studente het dit, almal die studente het geweet daarvan, dit is nou hoeveel jaar later. Maar hulle het nie geglo dat dit was die profetes nie. Hulle het dit as 'n situasie wat dat hulle daai tyd was hulle goed selfonderhoudend geweest. Kon na hulle self kyk in alle opsigte. En daar is die ding dat dit van die Engelse afgekom het, die Engelse sendlinge, maar dit is nie almal wat dit geglo het. Dit is een van die opsies wat genoem was. Maar het interessant is dat dit was nou in 1980 wat hulle nog steeds daai herinnering gehad het by daai tyd uit so ver. En dit is moeilik om te sê, maar vandag is hulle baie ver so daai tyd. En jou vraag te antwoord is ons het die beste tegnologie deesdae, die verspreiding van kennis wat ons in die verlede gehad het, en ook die aanmoediging, maar die besef dat identiteit, volksidentiteit, groepsidentiteit is nog 'n realiteit. En dat daar dieselfde prosesse wat daai tyd geïdentifiseer was. Jou kulturele opset, die is nog, maar dit daar, acculturasie het ook plaasgevind, maar beperk. Nie wat ons dink, een het sommer die ander een oorgeneem nie. Onderling is daar aanpassings. Ons kan baie aanpassings by ons swart volksgenote. Dit gaan meer oor materiële goed, voertuie, klere, maar oor geloofsaspekte en die voorvadergeeste, die aanwending van die sangomas is steeds daar, ne? Maar mens moet dit gaan aan hand met die Christendom. Ons is Christene. Maar ons moet kan klaarkom met mekaar. Maar terwyl van daar glo dat geweld die opsie is, dit is nie die oplossing nie, maar ons sal ook ons gereed maak dat ons wit mense ook moet glo dat kultuur en die aanwending gebruik van kultuur en die ras so 'n groot faktor is. Baie van ons wit mense glo ook swart ras en wit ras, en swart ras en so en wit ras en so, maar dit is nie waar, dit is die kultuuraspekte. En dit is ook by ons as mense, die kennisverspreiding, om mense te kyk wat die mense dit kan kry, dat hulle na kultuur kan kyk. Dr. Manie Opperman, ek wil graag baie dankie sê vir hierdie baie interessante gesprek. Ek dink daar is baie inligting opgesluit wat vir ons van waarde is en ek wil sê baie dankie daarvoor.